Ander Hoërskool Monument, Brocknerry. Hierdie keer is hy stabiel, hy kry hom uit Albertus. En dan die omhardloop, is dit Albertus wat hier die gaping kom. Baie goed gedoen, ondersteuninge aan die linkerkant gehad. Nou moet hulle daar die bal vinnig kry, dis goeie tempo. En weer eens agter by die deur uit, maar het die vordering gemaak, die aggressiewe tydwerk. Daar die Monument en afgeneem deur Roberts. Rudy Peits het melding gemaak van hierdie man wat 'n kopseer kan wees en die strafskop afgedwing. Dian Beneke wat so bietjie spoed optel. Hou hom goed op, Bernardi. Nou gee hulle die bal lig, dis Monument is waar hulle gevaarlik is. Ingesny van 'n Westhuizen. En die doellyn wat roep. En is Roan Genus wat in styl antwoord. En die eerste 5 punte aanteken van hierdie kragmeting. The corner for a brilliant try. Here we have another look at it. They go out the back, just brilliant passes all in front of the players. This was the try set up there. And then the big winger just bounces over the try line. Roan Genus with a first score. Die spreiding was baie goed. En dan die tref van die bal. Verseker Anthony Viljoen wat seker maak, hy voeg 2 punte by. Hoërskool Monument wat die bal net nie so mooi beskerm nie. En 'n paar keer besit afgestaan. Brocknerry by die agterdeur bring hulle die groot man in spel. Kry hom om die heupe beet, is dit Brocknerry verander van rigting en weer eens. Die miskommunikasie tussen hom en Albertus en uiteindelik het hulle tyd en spasie en die bal toe nie werk. Kry hom by die punt, is dit January. Vind hy aansluiting. Shaw! Dis Shaw! Oh, pragtig Shaw! Met 'n hele aantal Monumentspelers rondom hom. As hy die man vlamskerp. En rond hy 'n welverdiende 3 van die span van Hoërskool Durbanville af. There was some fantastic feet in this build-up, just boom, boom, waxing, then keeping the ball alive, and then a fantastic drawn pass, and the speedster taking it home. Shaw saying note. I will not go down, and that's a brilliant score. They've actually had nothing. Johan Smit weer voor in die lyn staan. Kom hierdie rolmaal beweging, het lyk belovend. Het hulle daar die vorentoe momentum, maar hierdie keer is dit sywaarts. Verander hulle die rigting. As dit daar die kop van die vuurpyl, wat oor die voordeellyn kom. Pedro. Het hom goed opgehou daar, langs die loskram. En nou sit die voorspelers met die optel en dryf. Vorige geleentheid het hulle gedoen, die bal afgestaan, omdat die ondersteuning te stadig was, maar van die rigting en is dit Olkers wat insny in die agterlyn. En Shaw weer eens. Hierdie keer is dit Valrinho Olkers, die man wat die skade verrig het. En hy stuur vir Michael Shaw weg vir sy tweede 3. Ja, is die span van Hoërskool Monument wat net te stadig was om te reageer. En dis Albertus met 'n uitstekende skop. Baie goed gedoen. Van kritieke belang, iemand sal nou met leiding vat. Voor in die lyn staan, vooraf gespring Roan Vosloo. En hierdie Hoërskool Durbanville se rolmaal beweging kan werk, hulle het dit gewys. Stadig maar seker kom hierdie geoliede engine oor die voordeellyn. Word daar weggebars. Een van die slotte is hy beskikbaar vir Brocknerry. Albertus en dan agterom 'n reguit gemaak. Rademeier, hy het ondersteuning. Ongelukkig is dit die aangee vorentoe. En Rudy wat uitstekend doen is hulle hou die verdediging aan die raai van Monument. Brocknerry. Te veel tyd en spasie in die aanval van Durbanville. Is dit Tylo S wat ingehardloop het, daar sit Albertus en Olkers, daar die boks spring, en dan trek Olkers! Oh, Olkers, hy is definitief hierdie 4. En in die agterlyn van Hoërskool Durbanville, dis die bokspring. Maar jy kan nie hierdie span van Durbanville tyd en spasie gee nie. Albertus wat die toukies trek en Olkers, daar wys hy hakskene. Huis toe mama, sy huis toe Olkers. Durbanville bietjie kreatief. Besluit om voor in die lyn staan te gaan. Hierdie
Hierdie keer uitstekende balbesit gewen. Viljoen. Sommige so opsies op. Gewys hulle is gevaarlik as hulle die bal lig. Ja man, besit betrap. Is dit Loggenberg van Loggenberg. Word daar gestoei en gekompeteer op die grond. Gaan die spasie oop. Daar vir van Loggenberg. Hy word plat getrek Bernardi. Is dit die regte opsie? Viljoen sien daar gaan 'n gaping op die aftrap. Na binne en Viljoen. Vir 'n oomblik vink die doellyn vir hom. Nou sit die ondersteuning wat bykom Bernardi. As ondersteuners. En oor aan die tuskant. Is dit niemand anders as Guyan, Taslim Guyan. Viljoen with a great strike, 2-point conversion from Anthony Viljoen. Albertus begin spel, is dit 'n kragmeting op hande. Monument lyk bietjie meer gedetermineerd. Direk. Dis wat vir hulle gewerk het na die openings 5 minute. Word die bal lig gegee en maklik om hulle oor die voordeellyn. En nou is dit die teenaanval. Baie gevaarlik en gebroke spel. Tylo was al by 'n hele paar bewegings betrokke en hierdie keer rond hy sy eie 3 af. Wat 'n individuele poging deur die jong man. Just an unforced error here from Niall, and that's all has needed. That's a brilliant decision, must say, the presence of mind to put the ball on the foot, understanding that there's no one in the backfield, and a brilliant finish. Rudy Pates, as ons nou 'n leenverklikker toestel hier op jou gebruik, wat sal die antwoord wees? Wat 'n skop daar deur Kyle Albertus. Ja, het lyk so wel 'n bietjie sonder selfvertroue speel. Daniel Smith goed gedoen hierdie keer. Hy agterlyn van die lyn staan. En de Roberts moet 'n paar keer getas het, verloor hy die bal in die kontak. En dit het nou al 'n paar keer gebeur. Should be an easy 3 points here. Ja, dit is maklik. Kurt Coleman, die skopafrigter van Hoërskool Durbanville. Die loskopstut van Durbanville, maar hierdie keer is dit sy ondersteunende spelers wat net te stadig is om by te kom. Bernardi, is dit nou sy lof besing. Groot kontak gemaak daar deur Ethan Swarts. Kan eintlik hoor hoe skree die skare. Selfs Rudy Pates op toe hulle kontak gemaak het, maar dis belovend vir Guyana. Hy het ondersteuning en die tuskant word gejaag. En hy gaan nie gestop word nie, Evan van der Walt. Hy het al heel wedstryd gedreig. Van der Walt over for a brilliant Monash try. And as we see the 2-point conversion there from Viljoen. The 15 of Durbanville High School has been impressive today. Taslim Guyan also had glimpses in this game of brilliance. But my NMI Toyota man of the match probably goes to the Durbanville High School fullback, Mr. Olkers, who's been brilliant in this match. Geyser, Pedro, heel wedstrijd lus vir hardloop en aantrek Pedro. Uitstekend gedoen. Vinnige balbesit. En Hoërskool Durbanville kan hierdie een verseel. Dien hulle akkuraat is. Met hulle aanvalswerk. Hard vorentoe gebeur. Gekompeteer op die grond. En het lyk of hulle die bal gewen het, maar onwettig sê die skeieregter. Ja, Albertus maak seker. Voeg die 3 punte by. En ons het 'n wedstryd op hande as 2 minute speeltyd oor. Dan die skram te wen en dan die bal onmiddellik uit te skop. Geyser. Bietjie senuwees wat knag, maar Albertus wat seker maak. En is 'n Hoërskool Durbanville wat geskiedenis maak. Hulle klop vir 'n Hoërskool Monument. In 'n geskiedkundige wedstryd hier by die NMI Toyota Noordsyd toernooi op die Mark Otter en welverdiend. Durbanville Hoërskool speel klaar met Monument 27-21. Wat 'n wedstryd deur die Pates. Brilliant game. The NMI Toyota man of the match for the 4th game on this first day is Alvarinho Olkers, number 15 for Durbanville High School.